Kom ons bid saam. Dankie Jesus. Ons wil U net loof en prys. Dankie vir hierdie dag. U genade is so groot, ons het nie woorde om dit uit te spreek nie. Dankie vir U liefde. U het ons eerste lief gehad, U volmaakte liefde. Dat die Vader die Seun stuur om ons terug te koop met die grootste prys wat daar nog ooit betaal is. En dit is oor ons. En daarvoor kom ons vanoggend en ons staan voor U troon van genade en ons lê onsself neer, gees, siel en liggaam vanoggend. En ons wil U al die lof en die prys en die eer gee vir die prys wat U betaal het. Daarvoor wil ons ons liggame teruggee as 'n welgevallige offer voor die troon van genade. Ons pleit die bloed van Jesus oor ons. Ons bid vir dat U ons gaan lei deur 'n gees van wysheid, kennis en insig. En dat Heilige Gees alleen deur ons gaan spreek en ons gaan lei in hierdie dag. Ons prys die naam van Yeshua. 'n Muur van vuur oor ons in die naam van Jesus. Amen. 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 Halleluja. Elke keer dink ek, en dis hoe ek wil begin, elke keer dink ek, maar ons het op die regte plek begin, ons het by die harte begin. En dan gaan ons weer terug, lyk my ons werk van voor af agter toe. Maar die Heilige Gees is getrou, so, hoe kom ek dit sê? So ek het Vrydagoggend so deel met die manne gedeel, maar ek dink ons kan dieper inspring as wat Vrydag gedeel het, is miskien net so 'n bietjie waas, en partykeer sit daar ouens wat, en ek sê dit alle respek, partykeer ouens van die straat af dan, jy kan nie so inbeweeg as wat jy net hier om 'n tafel sit en lekker diep in duik en die Heilige Gees net toelaat om binne ons harte te kom nie. So, ek wil net eers vir julle iets wys. Ok, nou die vraag is, wat sien julle? Begin en 'n einde. Wat sien jy so? Tydlyn. 'n Tydlyn. Ok. Pieter, wat sien jy? Ek voel ook so. Tydlyn, James? Selfde tydlyn. Ok, ok, wie van julle sien 2 rooi kolletjies? Ja. Ok, wie sien dan 'n swart streep wat hulle verbind? So, ons kom agter, elkeen sien iets anders. Ok, wie van julle sien 'n wit blaai? Nee. Mooi. Die grootste prentjie. Ja. So, kom ons begin hier. By die ultimate intention. So, 2012 toe ek en Gideon, toe ons begin sit het, vir die eerste keer wat ek hom, ek dink is 2012, wat ek 2011 daar rond, ek het hom voor dit, maar die eerste keer wat ons in discipleship begin sit het, toe bring hy hierdie boek aan, The Ultimate Intention. Father, help me to understand your ultimate intention. En toe gaan hy en toe doen ons 'n hoofstukkie in. Toe slaas met die hoofstuk, toe sê nee, wat die ander goed is nie belangrik nie, nou het ons gedoen wat ons wil doen. En toe beweeg ons aan. So ek gee die boek vir in, ek het die res van die boek, het ek so stelselmatig deurgewerk, toe kom ek agter, maar Gideon is eintlik reg gewees. Daai een hoofstuk is belangrik, nou waaroor gaan die ultimate intention? So kom ons vertrou Heilige Gees dat hy iets aan ons gaan oopbreek vanoggend. So binne in hierdie boek het daar 'n prentjie, wat ons na kan gaan kyk, en dan gaan ek nou vir julle sê. En soos dat ons hier ingaan, dan gaan ek met julle deel. Ok, kom ons begin daar die volgende. Sien julle daar onder is 'n D. Ek gaan dit merk en kan julle. Dink, sien julle daai rooi, daar het ek dit rooi op die D. Nee. So die D kom die perspektief van waar ons alles sien gebeur het. Amen, nee, jy's betyds. Partykeer kyk ons van 'n plek of 'n perspektief af, en ons gaan terug en ons sien, waar sien jy jouself? Sien jy jouself
En hoeveel keer het ons al hierdie fout gemaak, en miskien tot vanoggend toe, om jouself te sien, maar God het ons kom red. Stem julle saam? In die tuin, hy het sy seun gestuur, want hier wat gebeur het alles te doen met die eerste Adam, met die val. Stem julle saam met dit, nee. So dan is daar 'n volgende perspektief, sien ons onsself daarby by the man. Kom ons gaan ek gaan net vir julle hier lees. Die eerste gedeelte is only in his fall, God's chief work as a redemptive plan. So ons sien net die werk wat hy gaan doen het om ons te kom red, sien ons by die raak, sien julle dit? Alright. Dan gaan ons na C toe. Dan kyk ons na Genesis 1 vers 28. Dis beginpunt C, by die mens. And God blessed, and God said to him, be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, the fowl in the air, and every living creature that is moveth upon the earth. So as jy hier kom, wie het al gehoor van die kingdom purpose? Ons koninkryksdoel, waarvoor God ons geroep het. Be fruitful and multiply. And take dominion. So daai woord dominion is eintlik die Hebreëse woord mamlaka, wat beteken jy moet beheer neem. En nou sien julle, daar is nou, hierdie is die tweede perspektief. Hierdie tweede perspektief, is punt C. Sien julle, daai C wat ek omkring het. So ons sien, daar's 'n doelwit daar, maar ons vergeet nou van die goal daar. So, die eerste punt is daai blaai wat ons nou gesien het. Party het kolletjies, party het 'n lyn, elkeen het sy eie perspektief van waar jy dit sien. So die hele doel van hierdie boek is om by God se ultimate intention uit te kom. Om by die beginpunt uit te kom. En om te kyk wat is sy perspektief wat hy vir my en vir jou daar gestel het. Kobus, wat sê jy, maak dit sin sover? Yes, sir. Die starting points en die plekke, nee. Ek ben net bietjie confused omdat ek regs en links om is. Ek het nou gedink jy van hierdie kant af so deur sal, maar ek sien presies, ja. Jy sien nou, waar begin hy by A en ons gaan terug. So, C gee vir ons waar God die mens geskaap het voor hy geval het. Sien julle, ons gaan eintlik nou van agter af vorentoe. Of van voor af beweeg ons terug in tyd in. So D is met die val, C is waar hy gecreate het, en dan by B gaan ons na die creation toe, sien julle daar. So dit is die perspektief van waar ons kan kyk, God in creation. God is the creator, Genesis 1:1. In the beginning God created the heaven and the earth. The result, scheme and the purpose of God as an architect of sovereign coloring, while allowing for a God-centered approach, this doesn't fully answer the purpose in the creation, nor describe his sovereignty. So ons kyk na sy hele skepping waar hy begin het, in die begin het hy geskape. We wonder if there's not an ultimate starting point which will solve the dilemma of life and the purpose. Suddenly we recognize why Apostle Paul always started back in the heart of the eternal Father. So voor ons teruggaan wat Paulus gesê het, moet ons net kyk. So daar sien ons 'n starting point, 1 by die val, sien die tweede starting point by the kingdom purpose, en ons sien die eerste een by God het geskape. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Maar hoekom het hy die hemel en die aarde geskape? So
hierdie een lyk vir my nog amper minder 'n starting point is wat punt C en punt D 'n starting point is. So ek weet nie, wat sê julle, wat is julle gevoel? Kom ons kyk net daai 3, hoe voel julle oor die 3 starting points? Of is ek nou bietjie net, Maar dan het deel waar hy sê, maar voordat jy hemel en aarde geskaap het wat jy. ja, ons gaan terug, ons kyk na punt D. Hoeveel van ons het al punt D as 'n perspektief gebruik om te sê, God het gekom om ons te kom red? Almal. Dis daai punt D. So almal gebruik daai starting point, stem julle saam? En dan almal gebruik die ander een, baie keer kom jy nou groei jy in jou verhouding en sê nee, maar hy het ons eintlik geroep al voor die val, to reign and rule, stem julle saam? Maar dan is daar 'n ander starting point wat hy sê, hy het geskape, en hy het ons hier kom plaas, en hy het met 'n goeie intensie, God intention, het hy vir Adam hier kom neersit. Okay, ek gaan weer voorbegin. Maar dis goed, ons kan dit net so, want jy kan hierdie goed oor en oor, maar iewers moet 'n penny drop vir oggend. Onthou, ek is deur tyd met hierdie, ek het hierdie boek nie net ek het hom 'n paar sessies gevat, en nou wil ons deur dit net gaan, maar dis baie, hierdie kan iets vir oggend kom neersit in jou hart, wat lewensveranderend kan wees. Okay, jy kan kry 'n stoel, alright. So ek gaan nou net teruggaan, ek wil jou 'n vraag vra in hierdie oefening. Wat sien jy? Ja. Lyn. Hy het ons almal al vasgevra. 'n lyn en wat? Wie daar geteken, papa? Ja, maar dit is nie belangrik nie. Wat sien jy nog? 2 rooi kolle. Okay, 2 rooi kolle. Okay, dis wat 'n ou gewoonlik raak sien. Nou die eintlike vraag is, sien jy die wit blaaie raak? Ek doen nou ja. Okay. Nou dink ons, hoeveel keer sien ons nie die wit blaaie raak nie, nê? En as jy vra 'n perspektief, het ons elkeen 'n perspektief in ons mind. So dit bring ons uit by die volgende. Punt D, onder, sien jy punt D? Daar in die hierso, daar. Daar's punt D. Okay. Punt D vat ons na die val toe. So die vraag wat ek vra, hoeveel van ons het daai perspektief? God het ons kom red as gevolg van wat in die tuin van Eden gebeur het met Adam en Eva. Stem jy saam? Baie daai perspektief. Ja. En dan begin jy groei in jou lewe en jy begin sien die werk wat Jesus gedoen het, maar ons moet heers. Jy het al daai gehoor, heerskappy. Dan gaan ons na die mens toe. Hy het Adam daar gestel en hy het gesê, have dominion. Maar hy het nie gesê, nou, wie vat nou dominion oor die aarde? Die globalists. Ja. Hulle vat kontrol. Want die heerskappy, hulle weet hoe om te rule en reign. Stem julle saam? Maar ons wat in Christus is, weet nie om in ons posisie in te beweeg nie. So, jy kan by starting point C begin, to take control and rule and reign. Dis waar Adam was voor hy geval het. In Genesis 1:28 wat ons nou gelees het, multiply and be fruitful. Nou, ek wil net 'n oomblik stil staan by multiply and be fruitful. Daar's baie mense wat ek nie baie nie, maar ek weet van mense wat kom en hulle perspektief is die volgende. Jy kan nie kinders grootmaak in hierdie wêreld nie, daarom gaan ek en my vrou nie kinders hê nie. Het julle al daai siening gehoor? Maar dan het hulle nog nie by Genesis 1:28 uitgekom om te hoor, hoe moet ons fruitful wees and multiply to take control over this earth en om die darkness uit te dryf. Hoe kan jy darkness uitdryf as jy 'n mindset het, maar ek wil nie kinders hê nie? En ek verstaan as daar mense is wat geensins kinders kan hê nie, maar dis net hoe jou mind opgestel is in hierdie. So die woord sê be fruitful and multiply. So dis die een perspektief. Die volgende een is om terug te gaan om te sê
In the beginning God created the heaven and the earth, om te sê God het dit geskape. Hy is die een wat geskape het, maar dan het daar 'n val plaasgevind. Adam was veronderstel om te heers, maar hy het sy seun gestuur, en hy is die anker aan wie ons moet vashou. En dis die perspektief DCMB, stem julle saam? Nou ja, ek het mooi verduideliking gehoor te sê dat God het nie 'n keuse gehad en ons is uit die tuin uit gedryf het, want anders het ons in ewigheid met siektes, met gebreklikheid, met al die goed in die tuin geleef. So hy moes ons laat ons nog sterf. Anders was ons in die ewigheid in dit gewees. Okay, so wat sê julle van daai? Hitler would have still been around. Ja, maar as daar nie sonde, as hy ons nie uitgedryf het nie, ja, as sê nou daar was nie sonde nie, hoe dink julle dan? Ever. Amazing. As Adam en Eva nie gesondig het. Then we would have wanted to live forever. But because we fell, then what Yeah, Pharaoh yeah. says, it wasn't, yeah. So before, perfect, when we all were Yeah. that. Ja, But because we did fall, ja, then he had to say, okay, I don't want the sicknesses, I don't Yeah. want the Mussolinis and the Hitlers. Yeah. And so on. so my vraag is net die volgende. As die eerste Adam nie geval het nie, sou daar 'n tweede en 'n derde en 'n vierde een gewees het wat dalk geval het. Want onthou, Jesus is nie die tweede of die derde Adam nie, hy is die laaste Adam. En ek dink in God, in sy preconceived en in sy omniscience, wat hy alwetend is, het hy geweet, hy skape 'n wese wat, en ons gaan terug, as ons nou met dieper duik in hierdie in, dis daar een ding wat ons anders maak, is enige iets wat God geskape het, en is om ons 'n free will te gee. In free will is daar altyd, want die eerste free will wat hy gegee het, was nie vir Adam nie. Die eerste free will het hy al gegee by sy troon, vir die engele. En ons kan dit in Genesis 6 lees, ons sien dit in Genesis 3, wat Lucifer ingekom het, almal het 'n free will, dis deel van God se plan, sy soewereiniteit, van wie hy is, to give us a free will. En daai is so sterk, dit overrule dit wat hy in jou lewe bepaal, want dan gaan jy in self in, dan gaan jy in pride in, en al hoe jy nie in pride kan ingaan nie, is om te gaan sterf, daily, om te gaan neerlê. So nou kom ons die volgende, hy het alles gesien, nou moet ons teruggaan na die Vader toe, want die Vader het hierdie geskape, Vader, Seun en Heilige Gees, nee. So die volgende gebeur, ons moet nou teruggaan na die Vader se hart toe, om daagliks dood te gaan. Amen. Ja, amen. So, nou, alright, so wat ons moet doen, ons moet nou teruggaan na die Vader se hart toe. En wie wanneer het hierdie opgepop? Toe ek met die harte, toe ons met die pureness of hart begin, en die Heilige Gees kom en remind my, sê my, daar's 'n boek in jou rak wat jy so 'n bietjie 'n paar jaar laas uitgehaal het. En toe gaan ek terug na the ultimate intention toe, om terug te kom na die Vader se hart toe. Want as daar een hart is wat pure, opreg en holy en divine is dit die Vaderhart. En die hart van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want is almal in sinkronisasie en in heiligheid, een met die ander een. Nou, die vraag is, ons gaan nou voor ons dieper in beweeg. So, sien julle starting point A, sien julle daar so 'n gedeelte wat so maak, dis eternity, dis die troon, dis derde hemel. Daai is derde hemel. Third heaven. Daarso. Alright, so julle sien, daar is die derde hemel daarbo, hier is die aarde, daar het ons uit hy afgebring, starting point B, creation, starting point, nou gaan ons vorentoe. Man, daar sien julle die val, en daar sien ons Jesus, daar kom haal hy ons weer uit. So ons kan sien, hy het ons hier kom uithaal.
Maar nou, dis altyd die starting point. Nou, waar gaan ons die Vaderhart se intention soek? In die woord. So, daar's een baie duidelike plek. So, vir interessantheid kan ons gaan kyk, die boek van die Efesiërs, vat ons terug, na Jesus as the head of the body. Okay. Dit kan ons, gaan nou vir julle 2 boeke gee wat julle kan gaan lees in die Nuwe Testament, Nuwe Verbond. So ons Efesiërs is Christ the head of his body. Dit gaan oor Christ the head. En dan Colossians gaan oor die body, the body of Christ. En nou as ons hierdie sien en verstaan, moet ons die volgende weet. Toe hierdie gedeelte in Efesiërs geskryf is, that Christ is the head of the body. Moet ons een ding verstaan, en ek weet nie, as ons net bietjie dink en dit insink die volgende. 'n Kop kan nie sonder 'n lyf funksioneer nie. Ons kan nie hier sit en sien is, hier kom die kop in, sit hom gou daar neer vir hom. Maar die lyf is nie daar nie. Dis net onmoontlik. Maak nie saak wat gebeur nie. Dat die seun het 'n body nodig. En die body is daar. Die enigste wat ek en jy vir mekaar moet sê, ek en jy, hoe graag wil ek en jy deel wees van die liggaam? Want die keuse is daar vir ons gestel. Dit word jou nie geforseer nie. En hoe om in die liggaam te kom, kan ons ook na kyk. En hoe om in die liggaam dan te bly. Want dit gaan alles deur die doop, maar ek wil nie vooruit gaan nie. Ek wil net iets neersit vir julle. Want jy word in Christus in die liggaam ingedoop. Maar as jy in die liggaam is jy in die liggaam. Want die liggaam kan nie sonder die kop nie. Want die kop is die hoof. Hy is die een wat die totale uitvoering het van alles. Nou moet ons teruggaan na die Vaderhart toe. So kom ons lees net hierdie Efesiërs 1. Werner, kan ek jou vra, ek gaan so skraal, jy kan daar lees op die bord of jy kan by jou lees. Kom ons lees die eerste 10 en dan gaan ons terug. Net laat julle geestes oë moet oop wees hier, want hier word baie goed gesê in die eerste 10 verse van Efesiërs, wat jou nog nooit na 'n plek toe gebring het. Jy het dit net altyd gelees, maar nou Openbaring moet ons nou voor vertrou. Ja. Alright, jy kan hom lees. The blessing of redemption. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are in Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, wherein he hath abounded toward us all in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he has purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Amen. Verstaan julle hoekom ek sê, hierdie is diep. En julle sal sien, die senter gaan alles hier gaan oor Christus. Maar oor die Vaderhart, eerste die Vaderhart, en dan wat hy vir die Seun kom doen het, en kom gereed maak het. Maar nou gaan ons dit bietjie makliker maak. Ek
Ek het so 'n paar foto's uitgehaal. Alright, ons gaan net daai het ek gedoen. In A, ek het dit so opgesom. 1, the person, the father. 1, die persoon, julle weet daai prentjie met bo A, die persoon, die vader, looking from paternal eyes. His eternal goal. So, 'n pa kom, of 'n man kom, en hy trou met 'n vrou. En dan van daar af, dan besluit hulle, maar, ons het baie meer, as net ek en my vrou saam. Ons het, is daar, by julle wat paas is daar 'n longing by julle gewees, om kinders te hê? 'n longing, is daar 'n verlange, om te sê, joh, ek onthou daai tyd met Richie en Candice, hoeveel keer het hy kom, so, party vat langer as ander, en hoe langer jy vat, hoe meer raak daai begeerte, om ook te kan hê, want jy sien, daai begeerte, is in ons ingesit, voor die grondlegging van die aarde. Nou, van wie af is dit ingesit? Maar wat wil ek nou vra? As jy nou klippad het, hoe laat ek dit in? As jy, 'n kliphard het. as jy 'n kliphard het, ons gaan terugkom daarna, ons kyk na die normale omstandighede. Ek dink selfs in 'n kliphard, is daar sekere goed wat daar ook 'n begeerte is, maar hy reageer net op 'n ander manier, maar ons sal later terugkom na dit toe. Ek dink, ons praat van 'n normale vaderlike hart. Nou vra ek, want as jy gaan kyk hoeveel mense, hoekom ons is 8-9 biljoen amper op aarde. So, in hierdie almal was daar 'n begeerte, gelowig of ongelowig, om kinders te hê. So, hierdie gaan nie oor, is jy in Christus of is jy uit Christus nie. Hierdie gaan oor wat die Vader hart kom neersit het in elke mens. Wat hy daar kom inplant het, is 'n begeerte, 'n longing om te produce en te hê, en to nurture en to care en te sien. Party doen dit vir ander redes, party doen besigheidsmagnate en ouens doen dit vir generasies moet aangaan, maar nog steeds. Die kern van hierdie is, iewers in die Vaderhart, kan julle dink, as ons hart so groot begeerte het, wat is sy hartsbegeerte vir kinders? Nou begin ons die oë bietjie oop, nou begin ons bietjie 'n ander perspektief raak sien, as van die val af, stem julle saam? Want ons moet teruggaan na die Vader se hart toe. Nou as ons kyk na 'n divine, pure en 'n holy, hoe heilig en groot en divine sy hart is, wat hy is nie create nie, hy is the creator of everything, en hy het alles in ons gesit. Nou as ons so voel, hoe moet hy nie voel nie? En dis, ek en Gideon het tye partykeer, dan mediteer ons oor hierdie, net oor die Vaderhart, dan weep ons. Vir die eerste keer wat ek en hy saam begin sit, as ons hierdie deel, dan weep ons, want jy met 'n pa se hart kan raak sien. Hoe is ons pa se hart? Want jou aardse pa kan nooit volmaak wees nie. Maar selfs in hom is daar 'n beskerming, want het jy al gesien, jy kan baie keer, kan jy en 'n pa iets doen, maar moet net nie aan sy seun iets doen nie. Of moet net nie aan die kinders iets doen nie. Dan staan daar iets anders op. Nou kom ons terug, hoeveel te meer kom waar nie in ons pa se hart op. En as ek hierdie hoor, dan besef ek eintlik, maar is dit nie waar disippelskap eintlik moet begin nie? As ons na hierdie kyk, om net daai Vaderhart terug te sit, en te weet, maar ons is nie volmaak nie, maar hy wil ons, hy het iemand gestuur, hy het sy enigste seun gestuur, want, kom ons gaan net terug in eternity past, daar was 'n tyd, wat niks gecreate is nie, maar Vader, Seun en Gees, was in perfekte harmonie, vir eons en eons of jare, hulle het niks nodig gehad nie,
Maar daar was 'n begeerte in die Vader se hart om 'n familie te hê. So. En hier sit ons vanoggend. Ons is deel. Nou, dit haal jou uit die prentjie uit om te dink, ek is 'n failure, ek is 'n sondaar, ag ek het foute, ek het gister weer hierdie verkeerd gedoen, ek het dit vir my vrou gesê, ek het dit vir my buurman gedink, ek het hierdie van daai persoon, dit haal ons uit, want God is minder gehinder oor daai. Hy weet, hy het 'n meganisme geskep, deur sy seun, en dis die bloed, want as hy die bloed raak sien, sien hy nie hierdie raak. So, die oomblik as hy die bloed raak sien, dan sien hy jou volmaaktheid raak, en daar's 'n longing om ons almal saam by hom te hê, van eternity past af, om ons terug te hê in die volmaaktheid, en om vir sy seun 'n bruid te kan gee. Dis gebeur nie dood van jouself. Dit gebeur as, Die dood gaan by jouself. dis die groot ding. En selfs as jy nie doodgaan by jouself nie, gaan jou siel gered word, of jou gees is gered, maar jy gaan belonings verloor daar. Maar op die einde van die dag, dit is waar, daar's 'n plek toe daai daily, wat jy nog nader aan hierdie begeerte kan kom. So hierdie eintlik wat ons wys vanoggend, die Vaderhart, moet jou so terugbring, self as 'n pa, of self as 'n plek om te sê, ek wil hom nie teleurstel nie. Het jy al iemand in jou lewe gehad, wat vir jou 'n rolmodel was, wat jy gesê het, ek wil nie hierdie ou disappoint nie. Nou, ons moet daai begeerte in ons hart hê, om te sê, ons wil ons hemelse Pa nie teleurstel. Stem, Maar toe ons in sonde was, ons was blind, ons nog nie wyn gedra van die God van die wêreld. as jy in sonde was, dan, Maar altyd was jy mos, Ja. nog nie weer gebore. ja, nee, dan sien jy niks Deel raak. van die wêreld. Nee, jy sien niks raak nie. Maar nog steeds, al was jy deel van die wêreld, as jy kinders gehad het, en daai eerste een, jy's in hierdie wêreld, ek het al ouens gesien, wat nog nie tot bekering gekom het nie, met brandewijnkoppe, wat baie trots is op hulle kinders, as hulle gebore is die dag, en daarna gaan vat hulle 'n dop of 2, maar al wat hulle kan praat is oor sy laaitie. Die boere het daai manier, Afrikaner manier, om te praat, dis net, gaan net oor my laaitie. Jy verstaan, maar intussen vat hy die pelle, en hy's baie trots op hom, maar daar's nog steeds daai longing. Dis die punt wat ons nou moet toe teruggaan. Ongeag hoe gebroken daai pa is, die beste pa is gebroken, maar die volmaakte pa is die een in die hemel, wat ons kom afstuur het, laat ons hierdie groot prentjie vanoggend moet raak sien. Jy sien waar hy sê, maar ek gee jou kinders liewer as vir my. Ja, Dat jy nie werklik nie vir my te wees nie. ja, Dit is 'n lewering wat hy ons gee. ja, Ek meen, Ja. soos toe ek nie my kruis wil optel, en Ja. gevolge, Ja. was nie goed om Ja. te wees nie. ja. Maar dis baie keer net belangrik om konteks te verstaan. Want partykeer gaan iemand vir jou daai skrifgie wat jy nou aanhaal, Dirk, uithaal, maar dis nie in die konteks van wat ons nou bespreek nie. Die konteks is die Vaderhart. Jy kyk mense, hulle is so lief vir hulle kinders. Ja. Nee, I ek, don't know the truth. ja, sal ek ken nie die, ja, Daar is nie vir sy eie kind. Hy doet miskien nog 'n wyl. Tot sy kar, tot sy eie liggaam, tot sy werk. okay, so ek wil julle iets wys. Kom ons kyk gou daar. D wys net man's fall. C wat wys God's commission, hoe hy jou uitstuur, multiply and fruitful. B wys creation. A wys die Vaderhart, fatherhood. Nou, ons het nou gelees, Werner het nou gelees, Efesiërs 1, van 1 tot 10. Ja. Okay, julle kan 'n foto neem van daai. Jy kan dit hou en dan gaan lees jy vanaand, as jy nou Efesiërs gaan lees, dan maak hierdie goed, kyk wat pop uit Efesiërs uit. Kom ons kyk by vers 3. Okay, wie het hom daai kan lees as hom daar.
Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us with every spiritual blessing. Efesiërs 1:3 begin by Blessed be the God the Father, en vra hulle die vraag, who, what, how, when, why, and where. Sien julle daai vraag? Nee. Who, he, God the Father. What sê hy in vers 4? Chose us, picked us out as sons for his family. Kom ons kyk dit in vers 4. Just as he chose us in him. Sien julle daar? Hy het ons uitgekies in hom. Alright. How? In him. Christ, the eternal Son, involved in all aspects. 3, 4, 5, 6, 7 and verse 10. When? Before the foundation of the world. Sien julle daar? Vers 4. Before the foundation of the world. So wanneer is ek en jy uitgekies? Eternity past. So hierdie wat jou pa en jou ma besluit het, hulle wil nou iemand, hulle soek nou 'n klein Willem. Was nie so nie. Dit was nie hulle keuse nie. God het reeds voordat hulle nog besluit het, was hy al reeds in sy planne gewees. Jy was reeds, want jy sien baie kinders word gebore en 'n pa en 'n ma stry miskien terwyl klein so en so in die womb is oor die volgende. Maar dit was nie nou die tyd om hom te hê nie. Stem julle saam? Ons het nie nou geld om hom groot te maak nie. Ja, dis nou presies. So by my, ek weet nie, maar by ons was dit so, die oudste seun moet gaan, op die plase was dit so, die oudste seun moet gaan boer. En dan wil 'n pa gewoonlik 2 kinders hê, maar is daar nog 'n seun, as daar's 'n probleem, en dan word die plaas verdeel. Maar dis makliker as daar 'n dogter is. So miskien moes ek 'n dogter gewees het, maar prys Jesus, ek sit vanoggend hier. So ek moes daai goed al reeds gaan repent het namens hulle. So dis 'n goeie tyd om in te gaan en te gaan bely namens jou ouers die goed wat hulle negatief oor jou gespreek en verklaar het, en sny dit af met die swaard van die Gees. Want daai woorde dra krag. Daai woorde sit in jou onderbewussyn. Ek is nie goed genoeg nie, my pa wou my nie gehad het nie, my ma wou my nie gehad het nie. My oupa het my pa het baie beklei, of my ouma het beklei, en dit het gebeur, of hierdie het gebeur. Daar's soveel woorde wat kom, en sny daai goed af, want daai woorde het 'n covenant gemaak in die tweede hemel, en die vyand het 'n legal right om jou elke dag te kom aankla in jou onderbewussyn om vir jou te vertel, jy is nie goed genoeg nie. Jy moes hier gewees het. Hy fluister elke dag. Dan top jy die hele dag oor hierdie goed, en jy kom nie in die Vader se hart in nie. En terug in die tyd in nie. So die Vader sê dan, voor die grondlegging van die aarde het hy jou gekies. Nou, vers 5 is baie groot. Ek wil hom net hier terugsit op die skerm, wat Werner gelees het. Kyk hier, vers 5. Ye have predestined us. Dis in sy, kyk, jou pa en jou ma se beste poging was nie goed genoeg nie, want jy sit hier vanoggend, al wil jy jou nie gehad het nie. Want God het 'n predestination, 'n predestined plan oor my en jou lewe gehad, wat ons vanoggend hoor, en hy sê, predestined us unto the adoption, hy het ons kom aanneem by Jesus Christ to himself, according to what? Dis die belangrikste wat ons moet hoor. Het julle al ooit hierdie een vers gesien uitspring, om te sê, wat beteken the good pleasure of his will? Wat beteken daai good pleasure of his will? Dit het die Vader se tone laat omkry van lekkerte, toe hy geweet het. Vanoggend is Ritchie in sy gedagtes. Eons en eons jare terug. Vanoggend is Shaal in my gedagtes. Vanoggend is Werner en James. Vanoggend sien hy jou my gedagtes, daai tyd. Want onthou, hoe lank terug is dit vir hom? 'n dag is soos 1000 jaar. There's no time. There's no time limitations.
So die oomblik toe hy gedink het, God het nie tyd nie, hy het tyd geskape. Hy sien die volmaaktheid van sy plan, hy sien dit terug waar hy jou geskaap het, en hy sien terug waar ons almal is, daar's geen tyd, alles is so by hom een. I think this word is going to be stolen from us if we don't understand it. Dankie, sê wat jy, I think this is something, James and I were talking earlier, this is something you should put on your fridge. This is a vision you should remind yourself of, ja, that you are His good pleasure. ja, Because if we're not reminding, if we're not running with the vision, Yeah. it's in Proverbs 28 or something, or 29, it says, Yeah. write the vision down. write it down, Habakkuk 2 verse Ja. 2. Make Ja. it plain. If we're not reminding ourselves that we are valued and stuff like that, presies, as a man thinketh, so is he. So you'll save us all Yeah. a lot of trouble if you just see yourself as blessed. so wat, And we'll head in that direction. You with me? So, Ja. but we have, and also we can encourage others, because how many people around us don't understand that. And there's other things I'd like to say, but I'll say it later. ja, This is very, very powerful. Ephesians word mooi verduidelik in die Amplified Bible. ons kan nou die Amplified gaan kyk, Amplified, Oor en oor en oor en oor en Hy- oor, ja. daar's altyd nog meer. ja, daar sê regs, He predestined and lovingly planned us, for us, to be adopted to Himself as His own children through Christ Jesus, in accordance with the kind intention and good pleasure of His will. Daai woord in the good pleasure of His will word nie so betemtoon eintlik as wat dit ons moet verstaan. Dit het hom soveel genot gegee om elkeen van ons te geskaap het in die beeld van sy seun, Jesus Christus. Ja, ons moet een ding verstaan, die Vader se hart, sy hele hart, om jou, is net plesier. Good pleasure. Dis al wat hy wil sien. Ons moet, die oomblik as ons sien, dan gaan jy meer longed voel. Jy gaan meer sy liefdeshart verstaan, want al hoe sy liefdeshart verstaan, ons is nie net vir hier nie, hierdie is net die brug. Ons moet verstaan waantoe, en daar's reeds Moses is reeds daar, Abraham is reeds daar, Esegiel is reeds daar, Jona is reeds, hulle is reeds hier, soos wat hy hulle gesien het, het hy hulle nie gesien as iemand daar, en nou is jy hierdie minor muggie hier op die grond, en hulle het hierdie groot werk gedoen, ag ek soek ook maar nou 'n plekkie hier nie. Hy het dieselfde hart oor hulle as oor ek en jou. You see, God's a just God. Ja, Number one. Number two, if it's a catch-22 situation. If you don't see Him as loving you and being in His Yeah. will, you're not going to desire Him. If nou, you don't desire Him and seek Him, you're not going to find Him. ja, If you don't find Him, you understand it's like a vicious circle. So you've Yeah. got to see yourself as one desired, because how the devil must steal that from people. ja, And as you see Him, then you find Him, then it's like a two-way. It's like Yeah. you seek Him, He finds you, He sees you. So the more my people perish from a lack of knowledge. Ek dink ook wat ons moet sien is hoe seer word sy hart ja, as jy nie in sy Nee. wil volg. as ons hom nie verstaan vir wie hy Die is opposite. nie, ja, Extensive. Ja. If you don't walk in His ways, hoe seer word sy hart. Yeah. ja, Wêreldse terme, nou, jy gee nie jou kind sweets as hy stout is nie, maar jou liefde is nog steeds dieselfde. al dis presies dieselfde, Stem. ja, Maar hy kyk na sy Kinders. hulle soet is. ja, Partymal as hulle nie soet is, kry nog steeds. Ek sê nou die dag vir iemand, ek is nou nog nie verskriklik lank 'n pa nie, maar ek sê, as sal ek nou baie goeie pa wees as Eliana nou 'n bietjie stout was vandag, maar ek sê nou vanaand vir haar, sy kry nie kos. Nee, ek gaan nie 'n baie goeie pa wees. Maar ek kan vir haar sê, hoor, omdat jy nou nie soet was vandag, gaan ek net vir jou suigstokkie gee nie. So, hy gaan in jou basic needs voorsien, maar as jy nie in sy perfekte wil en as jy nou gaan stout wees in daai terme, dan gaan jy nie noodwendig geseënd wees. Yeah, yes and no. That can get complicated. I think our God
loves us regardless. Because some of us are seeing that with a religious point of view. That can be very dangerous. God is good, full stop. Ja, Never, ever, ever think because I hear you and I agree, yes, but be careful. God blesses us, punt. He's good, punt. He's love, punt. Not because our rationale, I don't know about you, but but this, and we disqualify ourselves, but doesn't change who He is. nee, Yes, we might Yeah. not receive it and not bring pleasure, but God, how many of us, before we were good, the goodness of gospel allowed us to be born again? So I'm just saying, I caution you because we live in a world of Pharisees and Sadducees. So just Yeah. for those who might listen Yeah. to this. Not us, I'm not for those on the video. Kan ek net, ekskuus. nee, gaan. You see, part of the issue there, Graham, is we grow up in a performance mindset. If Ja. I perform, my dad is great and ek voel geliefd Yes. vir hom en dis. But if I don't perform, dan sy so Yes. en ons gee dit vir God op. Ja, So uit my lief as ek goed doen en dit en dat. En dis Dit- nie dit waar is nie. nie- Dit is onverwaarlik daar. Hoekom? Omdat hy soos daar my geskep het tot sy. But at the other side of your mouth, I agree with you. There are rewards for those who diligently. So there is but we must Yeah. be careful how we see that. ja, Because then I feel good because now I did something well and now God loves me. Tomorrow doen ek iets verkeerd en nou voel ek het my weer nie lief nie want ek het so as ek in daai performance ding heeltyd is. So we must feel good because we've That's decided what to be in Christ. ja, Because Christ the good. So any good in me is like filthy rags. You with me? Yeah. Anything that I do. Yeah. So that's the work that I aim for. Because if I have to, otherwise I won't sit here. Ek wil net 'n oomblik stop by die volgende gedagte. Is die Vader en die Seun. Voordat na die val, die Vader en die Seun, voordat kom ek sê, wanneer was die Vader en die Seun bewus die Seun gaan gestuur moet word? Nadat Adam geval het, Seker op die Trinity pas. alles het met een gebeur. Alles het reeds gebeur terwyl Vader, Seun en Gees reeds daar was. Was dit reeds ek gaan hierdie create, maar die prys wat jy gaan betaal en wat ek gaan betaal, ek moet jou stuur as my seun vir wie ek onvoorwaardelik lief is, onvoorwaardelike harmonie, onvoorwaardelike fellowship met die Heilige Gees, al drie saam, in wat ons nie verstaan nie, moet ons hierdie familie create, maar dit gaan 'n duur prys kos. En die prys wat dit gaan kos, die seun moet bereid wees, maar die vader moet bereid wees. En ons moet daai koneksie verstaan, as die seun en die vader weet hoe duur dit hulle gekos het, dan moet ek en jy vanoggend verstaan, hoe kosbaar is ek en jy. In die Godhead se oë, laat ons gekoop is. But I don't think we must get hung up with that because some stuff is almost beyond our scope. You understand? That's not within your pay grade type of thing. Ja, To understand that before you was, He is. Before Ja. He already created. I think we must rather focus on ja. on the Ephesians stuff rather because. Maar dis goed om dit te sien. We must know that it was, but if you don't Maar understand. dis om sy groot terug te gaan hierdie, en dan die micro. So die hele tyd gaan ons in as jy 'n mikroskoop vat, dan gaan kyk jy werklik, jy's niks nie, maar in elke detail van 'n muur, as jy 'n ant vat, elke haartjie, elke haar op jou hoof, dan gaan kyk jy hoe duur hy het jou gekoop vir elke haar op jou hoof. So ons kan hierdie goed forwards en backwards, maar dis belangrik om te weet. Dirk, hoe voel jy? Is jy op dieselfde bladsy met die Vader hart? Hoe voel jy? Ek voel daai net wat hy sê, maar die donkerste was dan was God ons steeds. Dankie. Anderswoorde, God het jy nog nooit, jy nog verloren Ja. was, en daar in die gat, Ja. weil en al die
veilig. Ja, Was nog steeds jou vriend. Jy nooit vergewe nie. En toe jy gesit het, Ja. vertroon is, Ja. jy voel jy wil opkeer. Ja. En ek hoor presies wat Graham sê, maar ek dink in elkeen se mind gaan jy vir jouself besluit hoe ver en hoe diep wil jy gaan. Dis elkeen se, maar ons moet toelaat om te kan sien werklik ons was reeds in sy gedagte Die nog in die reale karakter was. toe daar nog niks was nie. En nog veil en leer was. Ja, toe daar nog niks was nie. En in dit het hy reeds geweet daar's 'n failure, maar in hierdie hele gedagte was Hitler ook in sy gedagte gewees. En die most evil persoon, Aleister Crowley, hy het die prys die redemption is vir almal, maar die keuse oefen almal nie uit nie. Dis hoekom ons hier sit vanoggend en jy moet besef hoe groot is dit. Eintlik moet jy die hele tyd terugry, jy moet gaan mediteer daarop. Hoe kosbaar is jy? Want dan gaan dit value bou. Net saam. Dit gaan value bou in wie jy is. Om te sien dat dieselfde prys in die plan en die value wat hy, die gedagte wat hy jou het, is dieselfde value wat hy vir Moses en vir Josua en vir Abraham het. As hy onderskeid in sy kinders nie. Kan 'n pa 5 kinders hê en dan is die een meer value as die ander een. Dis waar wat Kobus sê, die een is meer stout as die ander een en die ander een het ander triks en goed, maar die liefde is dieselfde. So as ons verstaan, ons is net in 'n ander generasie toegelaat om te stuur, maar ons doel en rol en funksie in hierdie tyd is nie vir Moses en vir Jeremia en vir Jesaja nie. Hulle funksie was om die woord te skryf van die begin daar te wees, maar ons funksie is op 'n ander tyd nou. En ons value nou is om in ons skepingsdoel te verstaan wie hy is, waarvoor hy jou geroep het en om deel van die koninkryksplan te doen wat sy Vader hart is, sodat sy eindtyd vervulling in vervulling kan gaan. Sy eindtyd rol vir jou in hierdie tyd van, hy het jou nie net toevallig, daar is jy gebore in hierdie generasie nie. Hierdie generasie is die laaste generasie. In Hebreërs 11 sê, hulle het, even die engele almal het 'n longing om in te sien, dat hulle sonder ons, gaan nie in volheid kan inbeweeg. So die verantwoordelikheid is groter, maar jy moet eers besef, hoeveel value het jy? En baie keer kom 'n seun en hy word gebore, en hy het 'n talent in 'n sport of in sekere of in musiek of iets. Maar dit help 'n seun as die pa so kort in sy oor kan fluister. Ek dink jy is dit wat jy doen is jy goed in. As jy 'n goeie rugby speler of 'n golfspeler of iets is, jy het die potensiaal. Jy kan dit dink, nader aan besef jy, maar as jou pa dit die hele tyd vir jou sê, dan weet jy kan dit bereik. Ek onthou Pierre Spies het senior. Maar in jou swakheid, dan Ja. hy sterk. Nie maar jy sterk. Want dan kom Christus se volmaaktheid kom in jou uit as jy gebroken is. Dis die upside down deel van die koninkryk. As jy swak is jy sterk. Ja. Ja, dis hoekom die koninkryk, the kingdom of God is 'n upside down kingdom. In die volgende wil ek sê, ek onthou met die mannekampe destyds, in 95, toe Pierre se ouetjie nog klein was, dan roep hy hom vorentoe by 'n kamp, en dan verklaar hy oor hom, voor die ouens daar, jy's my geliefde seun, jy gaan rugby speel, loftes gaan brul, jy gaan hierdie doen, en dit was vir hom embarrassing geweest as 'n jong laaitie, en die pa roep hom uit, en hy bid hierdie oor hom, en hy spreek dit oor hom, en die goed gaan in vervulling. So ons moet weet, dat negatiewe gedagtes wat jy oor jou gespreek is, deur wie ook al, onderwysers, familie, vriende, pa, ma, wie ook al, negatiewe gedagtes sny ons af, positiewe gedagtes embrace ons, want Jesus het ons 'n volmaakte plan vir my en jou gehad. Alright, ek gaan net die laaste ene, wil ek gou vir julle hier gaan wys, dan maak dit maklik. Ek kan hierdie 2 foto's op die groep sit,
Die ultimate intention, ek het 2 foto's geneem, net sommer uit die boek uit, laat julle dit sien julle daar. He blessed us in Christ. He chosen us in Him before the foundation. He predestined us unto adoption, accepted in the beloved, and gathered together all things in Christ. Hierdie is net 'n ander perspektief van hierdie een. Ja, geseënd sal jy wees, geseënd. Dankie Dirk. Ja, Matteus 5. Ja, 5 is die Mount of Transfiguration. Ja. So wil julle ook met hierdie uitskryf en dan, maar kan ons vir mekaar sê, ons het nog nooit Efesiërs 1 so gesien. En jy gaan dit nooit vergeet nie. Ek onthou dit vir na 14 jaar is dit nog steeds so, hy pop uit as ek daaraan dink. En dit is goed dat ons oor hierdie gaan en dat ons volgende week as ons sit en dan kyk ons en dan sê ons vir mekaar, hoor ek het dit 'n paar keer gemediteer, ek het dit 'n paar keer gelees en dan hoor ons wat sê elkeen, wat het dit vir jou persoonlik uitgebring, wat staan vir jou, wat ons moet en ek sluit af hiermee, ons moet 'n dieper ontdekking oor die Vaderhart moet ons kry, dieper ontdekking oor wie hy is. En daar's een plek, want die Seun, Jesus, ons word gered, die Heilige Gees maak dit ons wakker, hy vat ons na Jesus toe, en dan kom die Seun, en dan vat hy ons na die Vader toe. Nou, in dit die volgende, terwyl ons met priesters en priesterskap besig is, dan gaan lees julle Johannes 17, the high priestly prayer, die aand wat hy in die tuin was, wat Jesus gaan bid het, om af te seel sy volmaakte werk wat hy kom doen het, om 'n liggaam te kry vir hom wat die hoof is. Om 'n bruid te kom kry, en die high priestly prayer, gaan vir ons al hierdie saamvat, wat hy en die Vader, daar in die tuin, en ons moet onthou, hy was, terwyl hy daar was hy in sy earthly body, hy was in sy, nie in predestined state nie, hy was in sy aardse, wat was nog steeds daai selfde begeerte, wat hy, die Vader, Seun, die Heilige Gees, voor die grondlegging gehad het, was nog steeds in dieselfde, in die Seun se hart hier, na die Vader toe, om vir ons te doen. Geen verskil tussen daar en hier, wat dit sê. Hy het nie ewe skielik anders begin dink nie. Dis hoe volmaak dit is. Die predestined plan in Christ, wat hy gehad het en geweet het ons val, en wat hy gehad het in John 17, the high priestly prayer, is eintlik die plek wat hy gaan intercede. Nou as ons teruggaan na dit toe, gaan ons weer terug na priesterskap toe, om te sien waar is ons eintlik in ons autoriteit, as ons voor hom staan, deur Jesus in ons gebed en ons autoriteit, oor jouself, jou gesin, jou familie en jou land. Want dan weet jy, ek is nie net toevallig hier nie, daar is 'n predestined plan, hoekom ek nou hier kan instaan, want soos die Seun ingestaan het om te bid, so kan ons nou instaan, want ons is, hy was the first begotten, of the only, en toe word hy the first, nou gaan ons, as deel van the sons of God, but as priests, gaan ons instaan, en ons bid nou na hulle toe. Amen, halleluja. Alright, wie sluit af, Krijn? Dankie. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, we just come this morning and we honor you for your presence here. I pray and seal this word that we've heard in our hearts. I cancel the enemy's ability to steal it from us, and I pray, Holy Spirit, that you give us understanding, that you would bring it to our remembrance, that we would come refreshed and refined next week again. Father, we just thank you for the grace that you've poured out in each one of our lives. I thank you for the work that you've started in each one of us, and I pray that you would bring it to completion. We give you all the glory and all the honor for this opportunity. In Jesus' mighty name we pray this. Amen. Amen, amen. Ha. Ja,
It's amazing. mystery Ja. en dink ek wat beteken hierdie boodskap vir die onbeplande kinders wat daar buite loop met nie 'n pa vir ma Ja, dis om ook dit te weet. om dit te kan weet. Ja, Dankie Andrei. dankie Kobus. Ja, en as jy elke keer as jy daar by 'n musiekbed staan of elke keer as jy bid vir iemand, Kobus vir genesing, dan weet jy.